bietjie besig vanoggend. Moeilik om oral te wees. Maar gaan jou eerlik wees. Hierdie is 'n gemaklike plek. Daai is 'n ongemaklike plek. Nou kan ek ontspan, nou kan ons begin met vanoggend. Ek weet jy's gewoond daaraan as ons nou klaar is met nagmaal, dan raak ons nou rustig en dan gaan ons nou huis toe. Maar nou begin ons eers. En ek het vir jou nog nuus vanoggend. Die preek gaan begin en hier waar hy begin en waar hy eindig is 1400 jaar lank. So hier gaan 'n preek wees, jy sal moet vasbyt. 1400, ek dink in 40 jaar as ek met jou ernstig gaan wees daaroor. Ons tema vanoggend is, watter Jesus aanbid jy? Ek het hom. Dis 'n vreemde vraag. Ek bedoel ons is in die kerk, man, ons weet ons waaroor dit gaan. My vraag is, aanbid jy die Jesus wat vir jou iets kan doen? Of aanbid jy die Jesus vir wie jy lief is? Dit klink baie vreemd, baie vreemd. Ek wil vir jou iets anders vra, nou wil ek dit so vir jou probeer verduidelik. Wel, dis baie mense se idee is, ek wil darm in die hemel kom. En ek dink as ek vir jou vra, steek jou hand op, jy wil graag in die hemel eindig. Dis 'n redelike plan wat die meeste van ons het, en ons hoop ons gaan uitkom, sê baie mense vir my. Nou, dit wat ek nou met jou gaan deel is nie in die skrif nie, maar kom ons dink nou in hierdie metafoor vanoggend. Jy gaan hemel toe, man, jy gaan nooit weer gewig optel nie. Dan sê ek het jou. Jy het die mooiste liggaam op aarde. Jy het alles wat jy wil hê. Die beste kar in hierdie hemel. Elke ding, die beste huis, dit wat jy wil hê. Jy hoef nie kos te maak wie nie, dames, dis net daar. Tafels vol kos. Nou, dis nie die waarheid nie, dis 'n metafoor wat ek gebruik, asseblief, moenie my quoteer nie. Maar dis hierdie wonderlike plek. En as ons nou Openbaring kyk, het ons so 'n stukkie idee van die nuwe Jerusalem, maar dit is 'n wonderlike plek. Maar as een ding, jy gaan alles hê wat jy nie nou het nie. Gesondheid, elke ding. Maar Jesus is nie daar nie. Wil jy nog gaan? Dis 'n goeie vraag. Want sê nou net, jy kan 'n Jesus hê in die hemel, maar niks van hierdie goeders nie. Dis 'n vraag. Ek is bekommerd as jy sê, ja, maar ek wil net al hierdie goeders hê. Want as jy vanoggend vir my sê, ja, ek wil net hierdie goeders hê, want ek wil in hierdie happy place wees, jammer vir my Engels, maar dis wat dit is, dan is Jesus net vir jou 'n ticket to heaven, is die Engelse woord, 'n kaartjie om in die hemel te kom. Jy gebruik hom net om daar uit te kom. Solank ek hier op aarde doen wat Jesus wil hê, ek kyk 'n bietjie na die kruis, ek doen 'n paar dinge reg, ek gaan hemel toe. Dan het jy 'n probleem. Of is jou hart op 'n plek van jy wil Jesus aan jou sy, jy wil by sy voete sit, jy soek sy teenwoordigheid. Ons sing dit so baie keer in hierdie gemeente, omdat ons lief is vir sang, ons soek God se teenwoordigheid, maar wil jy regtig net by sy voete sit? Een paar mense het al my gevra, maar hoekom sing ons so baie in sentraal gemeente? Weet jy hoekom? Ons besig om nou fiks te maak. Want as jy gaan kyk in die skrif in die Nuwe Testament, hier by Openbaring, dan sê hulle, en die engele sit om die altaar en hulle sing, heilig, heilig, heilig. En hulle doen dit nie vir 3 weke nie, hulle doen dit al vir duisende jare. En die engele gaan nie vir die Here sê, time out, wag 'n bietjie, ons gaan 'n bietjie ophou nie. Dis wat hulle heeldag doen, want hulle sit by die Verlosser se voete. En dis waarheen ek en jy moet op pad wees. Maar ek wil graag met jou vanoggend 'n Bybelstorie deel. Ons gaan 'n bietjie Ou Testament, ons gaan vandag die Ou Testament gebruik en dan gaan ons bietjie die kruis preek vanoggend. So ek wil jou 'n bietjie agtergrond gee, ons bietjie praat oor die Israeliete vanoggend. So kom ons vat hom nou 'n bietjie terug, want jy gaan nie mooi seker wees nie, en dalk het jy nog nie gehoor van die Israeliete nie. Maar die Israeliete is die mense wat te doen het met die 10 plaae in Egipte. En dis toe hierdie mense wat toe uit hierdie Egipte uitgetrek het. As jy die somme maak, dan omtrent is dit 3 miljoen mense, dit is 'n hele klompie van hulle. So, Exodus 12 trek hulle uit Egipte uit. Hoekom is die boek se naam Exodus? Ek wil nou graag die jong mense vra wat dit geweet. As ons na die woord Engels toe gaan, Exodus, to exit, dis waar die naam vandaan kom. So, dis om uit te gaan. Nou goed, kom ons gaan verder, ons is in Exodus 12. Nou gaan hulle deur die Rooi See, dis omtrent by Exodus 14. Hulle kry manna uit die hemel en ons trek dan by Exodus 16 en so gebeur dinge in hulle lewe. Hulle stop uiteindelik by die berg Sinaï en nou is ek by Exodus 20 en jy sal sien die 10 gebooie gaan jy in Exodus 20 kry.
Hulle is naby aan Kanaan, en nou is ek in die boek Numeri, en by hoofstuk 13, is hulle naby in die land Kanaan, en hulle is op pad om in te gaan. Alles is wonderlik. Maar ja, die volk begin murmureer, soos hulle altyd kan doen. In Numeri 14 is daar 'n draaipunt, en hulle sê, ons wil terug Egipte toe gaan. Hulle is nie gelukkig nie. Daardie generasie is nie gelukkig met wat God besluit het nie. Hulle is bang, want hierdie land is dinge net te groot en te moeilik. En hulle draai om, en vir die volgende 40 jaar is hulle in die wildernis, in die woestyngedeelte. En daar sit in Numeri 14. En so gaan dit aan, en is 'n paar hoofstukke, en dan kom ons by Numeri 21, ewe skielik, en nou is die nuwe generasie terug by die beloofde land. Hier's hulle nou. Dis nou weer dinge wat moet gaan gebeur. Hulle gaan nou Kanaan in. Hulle is gereed daarvoor. Die vorige generasie het uitgesterf, want dit was die plan van die 40 jaar, as jy nie geweet het nie, want hulle was die murmurerende generasie. So God het besluit, wel, julle wil nie saamwerk nie, dan gee ek dit vir die volgende generasie. Maar daar gebeur 'n snaakse ding, en ek wil hê jy moet saam met my oopmaak by Numeri 21 vanaf vers 4. Dan gaan ons 'n bietjie kyk, waarmee is hierdie nuwe generasie besig? Hulle is gereed om in Kanaan in te gaan. Numeri is in die Ou Testament redelik in die begin. Andersins het ek hom vir jou op die bord. Ek sien dit gaan beter, mense begin die Bybel bietjie leer, dit blaai nou al vinniger tot by die plek, dit vat nie so lank. Maar kom ons lees saam, Numeri 21 vanaf vers 4. Die Israeliete het van die berg Hor af weggetrek, met die pad na die Rietsee, om rondom die land van Edom te trek. Ek wil jou iets sê daaromtrent, hulle kon nie deur die land Edom trek nie. Alhoewel die Edomiete afstammeling en van hulle vorige nasate was, het hulle vir hulle gaan vra, kan ons hier deur julle trek? Toe sê hulle, nee, julle kan nie, julle moet omgaan. So hulle vat die lang pad, hulle is besig om daar om te trek, en dinge is nie maklik. Maar op pad het die volk ongeduldig geraak. Die volk het teen God en teen Moses uitgevaar. Waarom het julle ons uit Egipte laat optrek om die woestyn te sterf? Ek bedoel, dis nou 40 jaar terug, en hulle is ongelukkig. Want daar is geen brood of water nie, en ons walg van die ellendige kos. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur, en hulle het die volk gepik. Baie mense van die volk Israel het gesterf. Die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig, want ons het teen die Here en teen jou uitgevaar. Bid tot die Here dat hy die slange van ons af wegneem. Moses het toe vir die volk gebid. Die Here het vir Moses gesê, maak vir jou 'n slang en sit dit op 'n paal, dan sal elkeen wat gepik is en daarna kyk, bly leef. Moses het toe 'n koperslang, en jy sal sien in ander boeke sal daar staan 'n bronsslang, maar dis dieselfde ding, gemaak en dit op 'n paal gesit. En wanneer 'n slang iemand pik en hy kyk na die koperslang, het hy bly leef. En dis ons teksvers. Nou dis baie interessant, die nuwe generasie moes nou iets geleer het. Nou as jy teruggaan na die ou generasie in Numeri 14 toe hulle getlaat, het hulle gemurmureer by Moses. En mense het gedink het hierdie klomp daarom nou al 'n bietjie iets geleer na 40 jaar. En is erger, hierdie generasie het nie by Moses gemor of gekla nie. Hulle het sommer teen God in opstand gekom. Hulle is nie gelukkig nie. Ja, partykeer kry ons dit met nuwe generasies. Hulle het teen God en Moses uitgevaar en was ongelukkig, maar hulle het niks geleer nie. En wat doen die Here? Hy tree op. Hy is 'n regverdige God. Hy reageer hierop. En hy stuur hierdie slange om hierdie mense uit te sorteer. En hulle begin baie vinnig besef, maar hulle het 'n fout gemaak, want hier gebeur dinge wat nou nie moet gebeur nie. Nou dis 'n vinnige sinnetjie om te lees, maar ek wil vanoggend vir jou sê, kom ons raak bietjie prakties. Hoe sou dit gewees het? Ek wil dink jouself in, ewe skielik is hier net 'n klomp slange om jou. Ek weet nie hoe lief is jy vir 'n slang nie, maar dis giftige slange nie meer. En al wat om jou is mense wat skree en neerval, want slange het hulle gepik, giftige slange, en daar behoort seker pyn te wees. Dit staan nie in die skrif nie, maar ek weet nie of jy al iemand gesien het, wat deur 'n slang gepik is, en opgewonde rondgespring het nie. Hy is in pyn. So as ek moet my indink, wat 'n chaos moes dit nie gewees het nie, want dis wat om hierdie mense besig is om te gebeur. Skielik is daar 'n klomp slange wat mense aanval. 'n Vreeslike ding wat gebeur. En gelukkig, soos jy gelees het, gee God uitkoms en hy maak 'n plan. En hy gee 'n vreemde opdrag.
Hy sê vir Moses, maak 'n koper of 'n bronsslang en sit hom op 'n paal neer en laat hy daar staan. Dit maak nie sin nie, hoegenaamd nie. En nou wat gebeur is, wanneer die slang jou gepik het, moet jy nie vra vir 'n mediese ou nie, manne wat in die weermag was, daar's nie 'n mediek nie. Al wat jy moet doen is, jy moet net opkyk, en dan is alles verby. Dis vreemd, dit maak nie sin nie, hoe kan die Here dit wil hê, maar dit het so gewerk. En as jy pyn het, is die pyn weg. En hulle het geweet, hulle het gesondig teen God. Dink jy nou self in, as jy daar rondgestap het en lê van jou vriende op hierdie stadium in pyn, en jy sê vir jou vriend, weet jy wat, moenie bekommer nie, kyk net op, dan is alles reg. Ek gaan vir jou lag. Jy sê nee man, dit werk nie so nie. Is dit nie hoe dit vandag ook werk nie? As jy vir iemand sê, volg net Jesus, kyk net na God, en dan gaan dinge beter, en ek praat nie van, daar's nie probleme nie, maar dan is daar verlossing vir jou. Maar dink jouself in, wat sy reaksie kon hierdie gewees het? Ek probeer om my daar te sit, en wat het nog vreemder maak is, die persoon het nie nodig gehad om op sy knieë te gaan, of 'n gebedjie op te sê, of enige handeling te doen nie. Al wat hy of sy moes gedoen het is, kyk net op, sal, en dan is jy genees, maar dit maak nie sin nie. Hoekom? Hoekom 'n houtpaal, neem maar 'n houtpaal, ons verstaan die woord in Afrikaans, met 'n koperslang op? Waarom sou dit gewees het? Nou as jy mooi gaan kyk in die Bybelse tyd, was koper of brons, het iets verteenwoordig. Ons weet self, daar sekere goed met sekere beelde. En wanneer dit kom by koper of brons, dan gaan dit oor oordeel. Jy word geoordeel. Waar kom dit vandaan? Wanneer koper of brons gesmeld word, net so silwer, word dit suiwer gemaak en saamgevoeg. En daar word 'n vorm gemaak van iets. En dit word gesuiwer, daar's 'n oordelingsproses. En dis die doel daarvan. So die doel van die slang was, daar's nie krag in die slang wat skielik mense gesond maak nie. Nee. Wat gebeur het is, wanneer jy daar lê en jy kyk op na die slang, dan besef jy, wat is jou sonde? Dan besef jy, ek het fout gemaak en God oordeel my. Ek het verkeerd gemaak. En die gif se oplossing lê nie in die koperslang nie, dan lê dit in God se genade. Net omdat daardie persoon bereid was om op te kyk, net gehoorsaam te wees en op te kyk na hierdie slang, is hy genees. Ongelooflike stuk. Ek het my verstom self met hierdie voorbereiding, en dis al wat jy moet doen. Maar die krag lê nie in die slang of die stuk houtpaal nie. Maar nie almal het dit verstaan nie. En nou wil ek hier moet saam met my blaai, nou gaan ons 700 jaar aanskuif. So gelukkig vat ons daarom nie jaar vir jaar nie. Nou gaan jy vir my skuif van Numeri af 700 jaar aan, en ek wil hê jy moet gaan kyk vir my na 2 Konings 18. Daar het 'n snaakse ding gebeur. Ons gaan 'n bietjie kyk na koning Hiskia. Dis 2 Konings hoofstuk 18. Oor koning Hiskia. Nou baie interessant was koning Hiskia, was een van die min konings vir die Israeliete, wat gedoen het, wat reg is in die oë van die Here. En kom ons lees 'n bietjie, 2 Konings 18 vanaf vers 4, wat het gebeur met koning Hiskia toe hy aan bewind is. Koning Hiskia het gedoen wat reg is in die oë van die Here, en net soos die voorvader Dawid gedoen het. Hy is die een wat die offerhoogtes verwyder het, die gedenkstene stukkend gebreek het, en die Asiria afgekap het. Hy het die koperslang wat Moses gemaak het verbrysel, want tot in daardie tyd het die Israeliete daarvoor offers gebrand. Die mense het dit negosant genoem. Op die Here God van Israel het hy vertrou, dis Hiskia. Na hom was daar onder al die konings van Juda niemand soos hy nie, ook niemand onder die wat voor hom daar was nie. Hy het aan die Here vasgehou en nie van hom weggedraai nie. Hy het sy gebooie, dit was die Here Moses beveel het, nagekom. Dis interessant. 700 jaar later, na Numeri, het daar mense so waar hierdie koperslang op hierdie stuk houtpaal opgepas. En hulle het hom saamgevat, soos wat hulle gegaan het. Net 700 jaar is lank, ons is nog nie eers so lank in Suid-Afrika nie.
En hulle het nog steeds hierdie koperslang aanbid, soos 'n afgod. Hulle het nie verstaan, dit gaan nie oor die stuk koper nie. Hulle het aangegaan daarmee. Hulle het nie verstaan, is God wat genees nie. En die ergste van alles is, hulle het sommer vir hierdie koperslang, wat op hierdie houtpale is, 'n naam gegee. Want hy het sekere waarde. Hoekom? Die rede daarvoor is, hulle wou iets gehad het van die slang af. Wat kan hy vir my doen? Miskien genees. Dit sal ons nie weet nie, maar hulle het offers gebrand vir hom, so hulle het hom kom aanbid. Dieselfde ene het hulle vir 700 jaar opgepas. Want hierdie slang moet ons aanbid. Want kyk wat het gebeur 700 jaar gelede. En dit gaan net oor een ding is, wat kan ek kry? Maar hulle mis die punt, want God het 700 jaar terug klaar die genesing gegee. Daardie koperslang was net vir daardie spesifieke doel. Hulle mis die punt. Hulle is amper die Engelse woord wat sê, what's in it for me? Hierdie ouens het hierdie ding aanbid. Om een rede, om iets te kry. En nou wil ek jy moet vir my nog 700 jaar aanblaai, en ek wil jy moet vir my gaan na die Nuwe Testament in Johannes 3. Ons is nog nie klaar met hierdie slang nie. Johannes 3 is een van die evangelies in die Nuwe Testament. Johannes 3 vers 14, het lyk vir my of ek kan voortgaan. En ons is op pad na 'n mooi teksvers toe wat julle almal ken. Johannes 3 vers 14 praat die Here Jesus self, en hy self besig om iets te sê. Ek sien ons nog mense wat blaai, vat jou tyd. Ons is rustig vanoggend. Ons is by die Here, daar is nou nie tyd nie. En hoor wat sê die Here Jesus self. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo, die ewige lewe sal hê. Jesus praat oor 1400 jaar terug, wat gebeur het in die woestyn. En dan is hy hierdie teksvers, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun, jou 33 vertaling gaan sê, sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat sê Jesus vir ons hier? Net soos wat daar die slang hoog gesit is, moet die Here Jesus verhoog word. Die seun van die mens moet verhoog word. Maar daar is een verskil. En dit bring my terug by die tema, watter Jesus aanbid jy? Jy het 'n keuse vanoggend. Wil jy 'n Jesus aanbid, wat tussen hemel en aarde hang, wat net soos die koperslang vir jou iets kan kry, en soos daardie mense wat verkeerd was in 2 Konings? Want die Here Jesus is nie daar om iets te kry nie, hy is daar om iets te gee. Net 'n keuse vanoggend, waar pas Jesus in jou lewe in? Jy weet dalk nie baie mooi nie, maar ek kan een ding sê, hy weet presies wat hy met jou wil doen, en wat sy plan hy met jou het, want hy is jou God, hy is die ene. Of het Jesus vir jou geraak soos daardie mense se afgod, solank ek ietsie kan kry uit hierdie situasie uit, is ek tevrede. Want dan mis ek en jy die punt vanoggend. Jesus word ook verhoog, maar hy het 'n voller doel. Daardie slang het sy doel gedien 1400 jaar voor die Here Jesus Christus. En dit was goed en dit was God se opdrag. En God het die genesing gegee. God was betrokke. Daardie mense het die punt gemis 700 jaar later en nie om die regte redes die aanbidding gedoen nie. En dan is die wonderlike ding, ek en jy kan kies oor God. En net soos wat hulle opgekyk het, kan ek en jy dit ook doen. Ek en jy kan vandag terugkyk, om en by 2000 jaar gelede, was die Here Jesus Christus vir my en jou aan 'n kruis gesit. Ek het die volgende vraag al vir julle gevra, en ek gaan hom weer vir jou oggend vra as jy nie is. Ek wil vir jou vra, die Here Jesus Christus hang aan die kruis. Daar hang hy. Daar word miskien 4 of 3 of miskien 6 geroeste spykers gebruik om hom vas te hou dat hy heeltyd daar bly. Dink jy regtig, dit was daai paar geroeste spykers wat die seun van God aan 'n stuk hout vasgehou het?
Nee. Want hy kon enige oomblik daar afgeklim het, sy mond oopgemaak het, 'n legioen engele gehad het en hy klomp plat gevee het. Daar's net een rede hoekom die Here Jesus Christus aan die kruis bly hang het. Liefde. Hy het al die mag op aarde gehad en in die heelal, want hy het hom geskep. Omdat hy lief is vir jou, en omdat jy vir hom belangrik is hy aan daai houtkruis vasgesit. En hy daar bly hang tot die laaste oomblik. En dan het ek vir jou nog nuus. As jy na die skrif gaan lees in die evangelies, dan staan daar, en hy het sy laaste asem uitgeblaas. Tot daai laaste oomblik was Jesus in beheer. Hy het besluit, hy blaas sy asem uit, vir my en vir jou. Dis wat gebeur het. Ek dink jy kan sien, daar's 'n glimlag op my gesig, want dis vir my. Ek sê gister in 'n begrafnis vir mense, dis hoe my God lyk. Ek wil nie 'n ander God hê nie. Ek wil nie 'n stuk koperslang besigheid op 'n stuk houtpaal hê nie. My God is 'n God wat aan 'n kruis hang, en dis tragies, en dis hartseer. Maar dit was vir my, dit was vir jou, want jy's belangrik. En daarom wil ek jou vra vanoggend, watter Jesus aanbid jy? En gaan doen selfondersoek in hierdie naweek. Sondag is opstanding Sondag, wonderlike dag. Ons gaan fees vier daaroor. Maar God het dit vir jou gedoen, omdat jy vir hom belangrik is. Want hy's lief vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons word weer eens verstom stil voor U, om net te besef, is daar. Om net te besef, ons het geen beheer in dit wat om ons gebeur nie. Absoluut niks nie. Maar ons besef, daar is iemand in wie se hande ons is. 'n lewendige God. Ja, Here, ons kan sien ook uit die skrif uit, wanneer mense U nie met liefde en respek hanteer nie, dan sal U nie laat met U mors nie, want U is 'n regverdige God. Maar daar's verlossing, want daar was 'n houtkruis, en daarom kan ons sing vanoggend. En ons hart is, Here, om ons te ontmoet. Ons dra deur hierdie naweek van Paasfees, en laat ons weer sal besef, maar alles gaan net oor U, en nie oor onsself nie, en laat ons 'n goeie hart sal hê. Here, ons is dankbaar vir dit wat U vir ons gee. Ons is dankbaar vir elke oomblik van genade, en ons besef, alles wat ons is, en alles wat ons het, kom uit U. Amen.